Okay, awesome. Ja, ek sê. Reg, ek het net gou-gou vinnig ek het agtergekom ek het nodig om die volgende gou-gou te doen. En ja, want anders gaan ek baie vrae kry en dan gaan jy iets nie lekker verstaan nie. Wat ek besig is om te doen is om in verskillende lae te werk. Nou ehm sien nou maar jy het 'n eindproduk, jy verf iets en jy wil verskillende kleurcoats gebruik en op die ou end van die dag maak dit een nuwe kleur. Maar nou verf jy eers 'n pink onderlaag en daarna 'n kleurcoat en dan 'n donkerder en so werk jy verskillende lae. En dis presies wat ons gaan doen. Ons het nou laas probeer, maar ons het nie hierdie een laag klaar gemaak nie. En die laag se naam is Israel, die nasies en die magte. Ons gaan dit nou vanaand klaar maak, so ons het 'n lekker kort lesie. So dis een laagie wat ons gaan verf. Soos vat die storie van die begin af, want probeer ek dit deurtrek na die Nuwe Testament toe. Maar nie die hele storie nie. Ek probeer nie alles vir jou verduidelik nie. Ek probeer net een konsep vir jou verduidelik of een puzzle piece. En dan volgende keer gaan ons werk met Israel as gekies as priesters. Dis nog 'n laag wat ons gaan verf sodat die prentjie al hoe duideliker raak. En dan gaan ons die wet en die profete se kombinasie doen en Israel en dan laaste gaan ons met Abraham se belofte werk. So daar is verskillende lae. Ons werk 'n deel van die begin af en dan probeer ek dit deurtrek na die Nuwe Testament toe sodat jy net so 'n prentjie kry en dan nog 'n prentjie en dan probeer ons 'n hele beeld doen. Onthou ons probeer 'n raamwerk bou van 'n puzzle en die puzzle gaan die hele gesprekke oor Phoebe wees, die binnekant van die puzzle. Maar ek probeer vir jou 'n raamwerk bou, 'n lens gee, wat die lens wat mense in antieke tyd en in Jesus en Paulus se tyd, hoe hulle die wêreld, die roeping van Israel en die prentjie van God se plan gesien het. Hoe het hulle dit gesien? Ek probeer daai prentjie sodat ons saam met Paulus kan praat as ons Romeine gaan behandel. OK. So dit is miskien dat ek een of twee goed gaan sê en dan gaan jy dink, jy stem nie so lekker saam, jy verstaan nie wat dit is nie. En dan kan jy my vra daaroor. Maar die belangrike goed gaan al hoe duideliker raak hoe meer ons werk. OK. Awesome. Right, kom ons recap. En julle gaan my help as daar enigiets is in die recapping wat ons mis. Dan gaan jy net vir my sê, OK, ons het dit ook. Laasweek het ons die volgende belangrike punte gemaak. OK, ek het die volgende genoem en dit nie verduidelik nie. So jy kan dit nog steeds op die back burner hou. Die storie van die tuin en die vloed en die toring van Babel is 'n mini storie van Israel. So alles wat met Israel gebeur het, of die groot storie oor Israel, is saamgevat in 'n klein mini storie soos 'n introduction. So as ek vir jou 'n lang storie wil vertel, dan sal dit baie nice wees as ek vir jou 'n vinnige opsomming gee wat ek vir jou gaan noem. Net 'n vinnige conclusion of 'n vinnige opsomming oor wat ek vir jou gaan sê. En die eerste 10 hoofstukke of 11 hoofstukke van die Bybel is 'n opsomming vir die res van die Ou Testament. Dis interessant. Of kom ons sê, dis miskien 'n bietjie radical om dit te sê, die res van die ander 5 boeke van die Bybel, die Torah, die Pentateeg. Dis 'n opsomming. En ons het die volgende geleer dat Adam en Eva of die mens of Israel staan by 'n boom of 'n besluit en die besluit is gaan hulle God vertrou en gehoorsaam wees want daai besluit lei na die lewe. Né? Die lewe is gelyk aan die toegang tot die boom van die lewe. Met ander woorde, as hulle gehoorsaam is, dan gaan hulle by die boom van die lewe kan bly en in God se teenwoordigheid. Of gaan hulle ongehoorsaam wees en hulle eie besluite neem en dit lei na die dood. En wat ons laasweek gekyk het na, en dit is Israel en die magte, dis die eerste lyn wat ons trek, is daai dood beteken dat hulle nie toegang tot God se teenwoordigheid het nie. Ek gaan nou hieroor praat. In ballingskap gaan. Ballingskap is maar net wanneer jy verwyder word daar waar God is en weggevoer word. En dan word hulle nie net oorgegee aan volke nie, maar ook aan die magte. Nou ek het die laasweek, omdat ons min tyd gehad het, ek nie hieroor gepraat nie. Kain was uit die hele area verban. Kain het in ballingskap gegaan. En so ook sy nageslag. En as jy nou gaan lees in Genesis, jy kan dit nou self gaan soek. Hy het in the land of Nod, né? Is dit reg? Ja. En dit is die land. Nod beteken wandering of purposeless. So hy het weggegaan uit God se teenwoordigheid
weg uit die grond uit was hy verban, né, uit die area uit. En hy het gegaan in wandering en in geen purpose in nie. En dis presies wat daai beteken, dood. Jy is weg uit God se teenwoordigheid. Jy leef weg uit sy purpose vir jou lewe of vir die mens se lewe of vir Israel se lewe en jy word oorgegee aan die magte. En toe het ons ook hierdie en hierso was baie vrae oor hierdie gedeelte en ek het vir julle goed aangestuur op die WhatsApp groep het ek dokumente daaroor gestuur. Anyway, jy kan dit gaan lees. Dis nie super belangrik dat jy met saam met my stem nie, dis nie die beginsel. Alle volkegroepe of mensegroepe is oorgegee aan magte. Ja, Paulus gebruik daai term. Of ander gode, selfe ding. En die Ou Testamentiese term vir dit is sons of God. En Paulus noem dit daimonia, demons, demone. Maar Israel het God gekies vir homself. En dit het ons in Deuteronomium 32 gewerk en daar was 'n paar vrae daaroor en ek het vir julle werkstukkie of 'n dingetjie daaroor aangestuur sou jy belangstel. Okay, dis laasweek. Okay, nou gaan ons spring na waar Israel op dieselfde plek staan as waar Adam en Eva gestaan het. Ons skiep nou 'n hele gedeelte oor Abraham en goed. Maar ons gaan later daarby uitkom. As julle onthou reg aan die begin het ek vir jou daai pyltjies gewys of daai pyl gewys. Die laaste deel is Abraham se belofte. So ons gaan daarby uitkom. Ons gaan daai laagie verf. So Israel staan by 'n berg en dan kry hulle dieselfde keuse. Of hulle gaan gehoorsaam wees, né, wat lei na die lewe, of hulle gaan ongehoorsaam wees en dit lei na ballingskap en die dood. En dit is, julle weet, daar's twee dele in die Bybel wat jy hieroor kan lees. Een is in Exodus 19 waar die wet gegee is, né? En dan ook in Deuteronomium aan die einde van Deuteronomium wat hulle the Song of Moses noem, waar Moses basies alles recap wat in Exodus en Levitikus en Numeri gebeur het en dan vat hy die nuwe groep, die nuwe Israeliete wat die kinders van die wat gesterf het in die wildernis staan dan op die plek waar hulle die beloofde land wil ingaan en dan recap hy vir alles en dan hierdie gedeelte in Deuteronomium vanaf omtrent so hoofstuk 28 tot die einde is uiters belangrik want dis van die dele wat Paulus die meeste quoteer in Romeine. So wat sê hy vir hulle? Kom ons lees net saam. Dis nou Deuteronomium 28 en ek mix so vanaf vers 58 regdeur tot 64. Ons gaan nie alles lees nie, ek het net die hoogtepunte uitgehaal. Hy sê, if you do not follow all the words of this Torah written in this book, the Lord will cause extraordinary plagues on you and your seed. He will pluck you from the land, dis nou die beloofde land waartoe hulle ingaan, and will disperse you into all nations, where you will be subject to other gods. Of van die vertaling sê, where you will serve other gods, of miskien sê jou vertaling, where you will worship other gods. So wat sê hy? As jy nie gehoorsaam is aan hierdie, wat ek jou nou gee nie, hierdie Torah, ek gaan nou, help nou dat ek vir julle verduidelik hoekom ek daai woord gebruik en nie wet nie. As jy gehoorsaam is, of ongehoorsaam is aan hierdie Torah, dan gaan God pla oor jou stuur, hy sal jou uit hierdie land uitvat, die beloofde land, en hy gaan jou disperse. Presies wat gebeur het met Kain. Hy gaan jou disperse in al die nasies, en daar gaan jy in diens wees van hulle gode. Jy kan ook Deuteronomium, Moses herhaal dit in Deuteronomium 30. If you obey the commandments of the Lord your God that I command you today by loving the Lord your God, by walking in his ways and by keeping his commandments and his statutes and his rules, then you will live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land that you are entering to take possession of it. But if your hearts turn away and you will not hear, but you are drawn away to worship other gods and serve them, I will declare to you today that you shall surely perish. You shall not live long in the land that you are going over to the Jordan to enter and possess. I will call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore choose life, that you and your offspring may live, loving the Lord your God, obeying his voice and holding fast to him. For he is your life
and length of days. Wat hy sê is, hier is 'n keuse, blessing of curse, né? Lewe of die dood, kies dit. Presies daar. En dan weet ons, as jy nou die Ou Testament nou al deurgelees het, en die storie gevolg het, dan weet ons dat dit het nie gebeur nie, né? Julle almal weet dit, né? Israel, dit is die noordelike gedeelte, of die 10 stamme. Jy kan sê dis die 10 stamme minus Levi. Hulle is weggevoer deur die Assiriërs in 27 BC, né? So wat die Assiriërs gedoen het, dis interessant. Hulle het nie gekom en jou in gewone ballingskap gevat nie. Hulle het gekom en jou versprei onder hulle hele ryk. So sê nou maar hulle kom nou, sê nou maar 'n land soos Rusland kom neem nou Suid-Afrika oor. En hulle oorlog. En hulle neem ons in ballingskap. Sit ons op treine of vliegtuie en hulle vat ons in Rusland toe. Dan pos ons nie almal daar in een plek in Moskou nie. Hulle vat ons in klein groepies en versprei ons oor die hele ryk. Hoekom dink julle doen hulle dit? Of hoe werk dit? Almal is gemute, niemand kan praat nie. Dis 'n maklike manier om jou te vernietig. Hoekom? Want dan gaan jy in 2 of 3 generasies gaan jy ondertrou met hulle volkegroepe in jou hele geslag daarna is vernietig. As jou kinders, sê nou maar jy het 5 kinders, en elkeen van hulle gaan na 'n ander Europese land toe. Oor 3 generasies het jy nie Suid-Afrikaanse kleinkinders nie. Jy het Europese kleinkinders. En dis presies wat hulle met die 10 stamme gedoen het. Hulle het hulle versprei onder die Assiriese ryk en hulle het geondertrou. En dan kry jy, dis nou nie 'n Bybelse boek nie, dis 'n buite-Bybelse boek, dis Tobit, dit word Tobit genoem. En Tobit is 'n storie van 'n familie van, ek kan nie nou wat 'n stam dit is, wat probeer om hulle heritage te behou in die Assiriese ryk. Met ander woorde, probeer om nie te ondertrou nie, om hulle nageslag skoon te hou. Dis die Joodse boek. So, dis wat die Assiriërs gedoen het. Hulle het die hele 10 stamme versprei onder, en daai 10 stamme bestaan nie meer vandag nie. Hulle is gone. Okay, en dan, julle weet ook almal dat 580 voor Christus het die Babiloniërs onder Nebukadneser gekom, die tempel vernietig, en hulle het die beste van die bestes Babylon toe gevat, né? En wat hulle wou gedoen het, hulle het 'n ander strategie gehad. Hulle wil jou kultuur verander. So hulle het jou in ballingskap geneem en vir jou in hulle kultuur getrek. Okay, en toe kom daar 70 jaar later 'n remnant terug, hulle herbou die tempel. Maar intussen was die Jode nog, of die Juda wat teruggekom het, was nog onder Griekse en Romeinse rule. Dis baie belangrik, want daar was nog tot en met Jesus op die gekom het, was daar nog geen tyd vanaf 580 voor Christus waar die kinders van God, of ons noem dit nou Israeliete, ek gaan nog dit verduidelik, onder hulle eie heerskappy was nie. Hulle was nog altyd onder foreign rule of onder magte. So die 10 stamme is gone, hulle is gessimilate, die term wat geword het, assimilate in Assirië, en die Babiloniërs is weg, die Juda, Benjamin en die Lewiete is weggevat na die Babiloniese ryk toe, teruggekom, en vanaf hulle terug was hulle nog altyd onder Griekse of Romeinse heerskappy. Hier is ook 'n stukkie van hier's 'n klein stukkie wat onder Joodse die Maccabees was, maar dis baie klein. Dit oorkruis met hierdie Griekse ding. Maar anyway, wat ek wil hê is, jy moet besef dat dit het actually werklik gebeur. Nee. Ja. Okay, right. Nou, ons maak nou net laasweek se les klaar, so dis lekker kort. Nou wil ek dit net gou deurtrek Nuwe Testament toe en kyk, wat dink Paulus? Hoe sien hy die wêreld? Nou, 1. Romeine 1 sê hy sê die volgende, ek ons lees net gou die: mense wat kennis van God gehad het, mag gekies het om nie sy naam te eer nie,
word dan oorgegee aan hulle eie begeertes van hulle hart. Dis omdat hulle die aanbidding van God verruil het vir afgodsdiens. Nou Paulus praat spesifiek oor Israel eintlik in Romeine 1, maar dis relevant vir alle nasies of alle mense. Kom ons lees net daai stukkie, ek dink is baie bekend. Hy sê, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppresses the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking, and in their foolish hearts were darkened, and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man, and birds and animals and creeping things. Therefore God gave them up in their lusts of their hearts to impurity, to dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie, and worshipped and served the creature rather than the creator." Ek wil net hê jy moet hierso wegvat dat dit God self wat die mense oorgee aan hulle eie begeertes. So Paulus sê die volgende: die mense wat gekies het om nie God te ken nie, God self gee hulle oor aan dit wat in hulle harte gaan en in afgodsdiens in. En dan die volgende ding, ek weet nie of julle kan sien nie, sê vir my as hierdie versies te klein is, dan verander ek dit net gou. Dan die volgende ding waarmee ons gaan werk later ook, is dat Paulus sien nie die evangelie, die verkondiging van die evangelie aan die heidene nasies nie net op lineêre vlak nie. Met ander woorde, hy sien dit nie net as die verkondiging, jy gaan nou uit en jy gaan die evangelie gee vir mense om hulle tot redding te kry nie. Hy sien die verkondiging van evangelie ook as die openbaring van die wysheid van God aan die magte. So as Paulus uitgaan en die evangelie verkondig, dan dink hy nie net jy gaan nou uit om mense tot redding te kry nie. Hulle by Jesus uitkry. Ons wil hulle net hê hulle moet hemel toe gaan nie. Hy dink nie so nie. Nou ek moet vir jou sê, ek en jy dink so. Meestal, want ons het groot geword in 'n wêreldview waar daar nie eintlik magte en kragte is nie. Ons het groot geword in 'n wêreld waar die probleme wat ek en jy mee sit, is probleme wat ek en jy self aan ons veroorsaak het. Dis jou skuld en jou sonde, en dis hoekom ek jou moet kry tot redding. Paulus dink nie so nie. Paulus dink ook so, maar hy dink ook dat die evangelie is ook die openbaring van die wysheid van God aan die magte. Ek ons lees gesaam. Of this gospel, Ephesians 3, I was made a minister to preach to the Gentiles. Die Gentiles is mos nou die heidene nasies, né? The unsearchable riches of Christ, and to bring to light for everyone what is plain of the mystery hidden for ages. Ons kan daaroor praat. So that through the church, the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in heavenly places. This was according to the eternal purpose that he has realized in Christ Jesus our Lord. Daar's 'n eternal purpose. Met ander woorde, daar's 'n ding wat God van die begin af wou gedoen het. En daai ding behels die openbaring van die wysheid van God aan die rulers and authorities in heavenly places. Wie dink julle is daai goed? As ons nou kom ons sit nou ons lens op wat ons so ver gebou het. Wie dink jy is daai rulers and authorities in heavenly places? Dis die magte en die kragte wat oor die nasies regeer. Ja. Dit is aan hulle wat die evangelie, die openbaring is van God se wysheid. En okay, hou net daar vas. Ek gaan net ek dink daar's so 1 slide of 2 slides oor en dan kan julle saam met my praat. Ek dink daar's 2 slides. Okay. Right, ek net gekyk, ek is nie seker wat ons hier gaan doen nie. Israel se ongehoorsaamheid gelei na die verbreeking van 'n verbond. Ons gaan dit nog in detail behandel. Ballingskap en onderdanigheid aan die gode. Israel sterf, maar God se belofte staan vas. En dan gaan ons sien in die Nuwe Testament, in 'n twist of events, het die een wat 'n ware Israeliet is ook gesterf, maar weer opgestaan uit die dood uit. En dan gaan hy die pad vir die lewe na die dood oopmaak. Okay.
Ek gaan nie nou hierdie versie behandel nie, ons gaan dit in detail nog doen. Laaste ding. Right. In Genesis 10. Nou, Genesis 10 gaan oor die verspreiding by die toring van Babel. Vind ons 'n lys van 70 nasies. Dit word as the Table of Nations genoem. As jy daai Table of Nations gaan Google, sê dit sien, dan daar's baie dokumente daar. So daar's 'n lys van 70 nasies en in die Septuagint het hulle 72. So dis net die Griekse vertaling van die Ou Testament het 72 en die Masoretiese teks het 70 nasies. Maar anyway, dit word the Table of Nations genoem. Of jy nou 70 het of 72, maak nie saak nie. Nou, dis word die mense volgens daai beeld in 70 volkegroepe opgedeel en onder die magte geplaas. Nou wat interessant is, as Jesus die groep uitstuur, dan staan daar in Lukas, hang af watter vertaling jy het. Sekere vertaling sê 70 en 'n ander vertaling gaan 72 sê. Ons is interessant as jy jou Bybel oop het by jou. Miskien as jy jou Bybel het, kan jy na Lukas 18 vers 1 en 2 gaan. Nou ek dink ek gebruik die ESV, hy sê 70. Maar 'n ander Engelse vertaling sê 72. Ek dink die NIV sê dalk 72. Nou wat interessant is, Jesus stuur, after these things Jesus appointed 70 others also and sent them 2 by 2 before his face into every city and place where he himself, ek kan nou nie lees nie want dis 'n ding op my skerm voor my. Ek gaan net gou dit iets skuif. He himself was about to go. Then he said to them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into the harvest. Die ander vertaling sê, now after this the Lord appointed 72 others. Nou dis interessant, want okay, Lukas skryf vir 'n Griekse audience, so mens kan verstaan hoekom hy 72 daai het, 72, want hy die Griekse Ou Testament gebruik as sy reference. Maar anyway, wat dit beteken is die volgende. Selfs Jesus het daai beeld in gedagte gehad, dat hy 70 spesifiek kies, of 72, hang af van die vertaling, om uit te gaan na al die dorpe toe, om die evangelie te verkondig. Sodat dit 'n beeld kan wees, dat daar wat by die toring van Babel, die mensegroepe in 70 verdeel is, dat hy van plan is om al daai 70 nasiegroepe weer terug te kry. Dit is wat Paulus in die vorige stukkie sê. Dit is wat ons hier doen van ages. Dit is wat die evangelie wil doen. Dit is waartoe ons op pad is. Dit was Israel se werk om al die nasies in te kry. Nou, en hulle weg te steel terug by die nasies. Okay, dit maak ons gedeelte oor Israel en die nasies en die magte klaar. So dis een leier wat ons gemaak het. Miskien wil jy iets add of jy wil net 'n vraagie vra? Of het ek jou dood gepraat? Huh? 'n bietjie dink. Okay. My koneksie het nou so 'n bietjie gefaal daarso. Okay. So die internet is so 'n bietjie onstabiel. Ja, so jy sê Jesus stuur ook 70 uit. Of 72. Ja, dat dit ook die werk van Israel was om die mense terug te kry van die nasies, soos eintlik die mense terug te kry van 'n ander rulers of principalities af. Ja. Ja, baie interessant. Okay, het jy 'n vraag gevra wat jy nou sê almal Nee, al wat ek weet het, is daar iemand wat 'n vraag het. Ek kan actually die recording nou stop, né?